Hersiening oor graad 11 funksies. Ons doen die parabool, die hiperbool, die reguit lyn en eksponensieel. Graad 11 funksies. Ons gaan so 'n bietjie hersiening doen oor graad 11 funksies. Hier het ek 'n funksie en voor ons na die vrae kyk, kom ons gou wat gee hulle vir my. Is altyd belangrik om te gaan lees. Wat gee hulle vir jou? Hulle gee vir my 'n parabool. Ek gaan hom gou teken. En dan sê hulle hierdie parabool het 'n naam en is f van x, maar daar nie veel ander inligting nie, wat 'n lot onbekend is. En hulle gee ook vir my 'n reguit lyn. Hulle sê hierdie reguit lyn is g van x, ook nie met veel inligting nie. Maar dankie tog, hulle gee my nog 'n paar ander goedjies. Hulle gee byvoorbeeld vir my 'n koördinaat wat op my skets aangedui is. Hulle gee vir my nog 'n koördinaat wat op my skets aangedui is. En is daar nog enetjie? Ja, die F is ook hierso gewees, korrek. Is daar nog enetjie? Ja, hulle gee vir my die E ook en die E is ook daar. Nou sê hulle in die eerste, so alles wat hierbo gegee is op die skets. Hulle sê ook dat EW ewewydig is aan die y-as. Kom ons merk dit in. Okay, so hulle sê hierson wat nou belangrik is, en is hulle sê skryf die vergelyking van die simmetrie neer. Okay, dis net vir een punt. So ek moet dit letterlik gaan aflees. Nou kom ons probeer dit aflees. Dat die simmetrie is hier. Hoe gaan ek dit aflees? Ek gaan dit nie uitwerk nie, ek moet dit neerskryf. En wat belangrik is hierdie y-waarde hier en hierdie y-waarde hier, wat beteken dat daai twee punte lê op dieselfde horisontale vlak. Dit beteken dat hierdie punt is 0 en as ek hier afgaan is daai x1. So hierdie simmetrie gaan daar lê reg in die middel. So ons weet nou, en ek wil net gou hierdie uitvee. Hierdie simmetrie is net x is gelyk aan 11. Baie maklik, net een punt. Ek kan dit net gaan nie lees het. En dis baie belangrik om dit af te lees as hulle sê skryf die vergelyking. Okay, so kom ons maak hier so skoon. Gaan ons nou vraag 2 toe. Ons kyk altyd na die punteallokasie en van daar af beantwoord die vragies, né? Net daai goed alles uitvee. Vee al die uit, jammer, net om skoon te maak, anders is dit 'n lot goed. Maar dit die skets te mekaar maak. Okay, so kom ons skryf net gou ons koördinaat neer wat ons nou wel weet. Ons vee die simmetrie se x-koördinaat is 0,5. Okay, tweede vraag, vir watter waardes van x? So dis nou hierdie vraag hier, daai is klaar gedoen. Vir watter waardes van x neem f af? Nou dink 'n bietjie, kom ons kyk. Hier is f. Al hierdie waardes styg hy tot op 'n punt. Ek gaan daai punt 'n ander kleur maak. Kom ons maak dit sommer net blou. En daar's 'n punt, ons noem dit 'n stasionêre punt. Hy is nie stygend of dalend nie. En van daar af daal hy weer. Ek dink 'n bietjie mooi, ons het ons 'n x-waarde, want hulle vra vir watter x-waarde. Ons weet daai was 'n half, as dit uitgewerk. Is hy dalend? So hy's dalend vir alle x-waardes groter as 'n half. So vir alle x-waardes groter as 'n half. Dis waar x groter is as 'n half. En weer eens is net een punt. So ons is op die regte plek. Vraag 3. Bereken die gemiddelde gradiënt van tussen D en E. Kom ons maak hierbo skoon. Dus vee gou daai af, daai is 'n half, los dit maar uit. Dis weer die vraagie. Bereken die gemiddelde gradiënt tussen D en E. So tussen daai punt en daai punt. En hoe werk ek die gemiddelde gradiënt uit? Gemiddelde gradiënt. Dis die verandering in y oor die verandering in x. Dit bly dieselfde. So hoe het y verander? Y het verander vanaf 'n 6 na 4, so 6 minus 4. En as dit begin en dan 0 minus 1. So met ander woorde, hierdie is 2 op is dit 1? Ja. So die gemiddelde gradiënt is net 2. En ons kan dit so gaan skryf. As jy nie weet hoe om te skryf nie, gaan skryf letterlik gemiddelde gradiënt. As jy nie seker is nie, skryf die woorde. Die eksaminator, die ou wat merk, wil net weet, gemiddelde gradiënt, ek gaan dit net so afkort, is gelyk aan 2. Dan is die volgende vraagie. Bepaal die vergelyking van G. Nou kom ons kyk gou eers, waar is G? G het ons net nou gemerk as die reguit lyn wat hier geloop het. So ek moet daai vergelyking kry. Kom ons vee dit hierdie uit, net om 'n bietjie spasie te maak. En hoe werk ons reguit lyn se vergelyking uit? Ja, ons weet, ja, maar net 'n bietjie die ander kleur vat.
Ons weet om 'n reguit lyn uit te werk, gebruik ons y is gelyk aan mx plus c, waarvan ek eers die gradiënt moet kry en die y afsnit. So kom ons kyk wat het ons. Ons kan die gradiënt uitwerk, omdat die gradiënt is mos die verandering in y oor die verandering in x. Okay, nou kom ons vir die twee x-waardes, daar is die twee punte wat ons gaan gebruik. Die y-waarde is 6 minus 4, alles op 1 minus 1, wat uiteindelik bo 2 is, en bo is dit ook 2, so die gemiddelde gradiënt, die gradiënt van daai lyn is 1. So kom ons vul dit net so 'n bietjie in. Ons het, kom ek vir nou hierdie uit maar sommer. Ons het gesê y is gelyk aan mx plus c, so ons weet wat m is, plus c, ons hoef nie daai 1 te skryf nie. Hulle het gesê dis kie, skus. So hou dit maar kie. Hulle het gesê is kie, so ons hou dit kie. En nou kort ins net die y afsnit wat ons nie het nie, maar wat ons wel het is, ons het punte, of die punt wat ek kan invervang. Nou kom ons vir hierdie uit. Ons gaan net 'n punt in vervang, so ons sub enigeen van die punte, ek gaan sommer net die positiewe getalle gebruik, waarvan x 1 is, y is 6, so 6 is gelyk aan 1 maal 1, plus kie, so kie is gelyk aan 6 min 1, wat net 5 is, so ons weet my reguit lyn is, y is gelyk aan 1x, ons skryf nie die 1x nie, plus 5, so ons gaan dit met die inskryf, y is gelyk aan, ons skryf nie die 1 nie, plus 5. Okay, so far so good. Kom ons vir al hierdie uit. Ons maak maar net 'n bietjie spasie vir onsself. Dan sê hulle nou, kom ons toon aan dat die parabool daai vergelyking is. So hulle gee vir jou vergelyking, hulle sê toon aan dit. So onthou nou hier in die begin, dit is my gegee, maar ek het 3 onbekendes wat ek sal moet uitwerk. Nou dink 'n bietjie, hoe kon ons altyd die vergelyking van 'n parabool uitgewerk het? Ons kon, as ek die draaipunt gehad het, x minus p plus q, dan kon ons hierdie formule gebruik het, maar dan moes ek die draaipunt gehad het. Nou in die geval het ek net die x, en ek het nie die y nie. Okay, so hy is nie, ek kan hom nie gebruik nie. Okay, of as ek twee x afsnitte gehad het, die en die, dan kon ons gebruik het, y is gelyk aan x minus x1, en x minus x2, maar ek het nie hierdie waardes nie. Okay, so nou is ek is 'n bietjie gestrand, so, maar wat ek wel het, is ek het punte, ek het 'n punt daar, ek het 'n punt daar, en ek het 'n punt daar, wat alles op die parabool het. So kom ons maak nou 'n bietjie skoon, ons weet nou wat ons het, en ons kan nie ander formules gebruik nie, al wat ons kan gebruik, is my oorspronklike f van x, wat ax kwadraat is, plus bx, en c, maar ek kan c gaan aflees, want c is die plek waar hy die y as sny, 6 is. Okay, so hier staan eintlik ax kwadraat plus bx plus 6. Ek gaan 'n punt in vervang, kom ons begin by hierdie enetjie hier, x en y, so ons sub hierdie in, ons sub die 1 en die 6 in, so hierdie is my x, daar is my y, so 6 is gelyk aan a, ek vervang al die x'e met 1, en die x met 1 plus 6, so hier staan eintlik net a, hier staan uiteindelik b, die 6 gaan ek oorgooi sintie, so hier staan 6 min 6, wat uiteindelik 0 is, wat is hy? En ons noem dit vergelyking 1. Kom ons gaan nog eentjie aan, kom ons gaan dit doen met nie vergelyking 1 nie, kom ons kry a alleen, ek dink dit is dalk beter, ons noem dit vergelyking 1, ja, dit lyk bietjie beter. Okay, kom ons dieselfde ding aan die ander kant, ons het nog 'n punt wat ons kan invervang, so ons gebruik hierdie vergelyking weer. Hierdie keer vervang ek 'n ander punt in, omdat hierdie 6 gaan ek weer gebruik. Ek gaan sub enige ander punt in, met substitusie gaan ek sommer hierdie punt insit, min 1 en 4. So ek het twee punte in
vervang. So hier is x min 1 en y is 4, so y is 4. Ax is min 1 gekwadreer plus b, x is min 1 plus my 6. So hierdie is 4, hierdie is nog steeds net a, hierdie is min b plus 6, ek vat die 6 oor, so a min b, die positiewe 6 kom oorvat, word hy negatiewe 6, so ek weet dat a min b is gelyk aan 2. Okay. Nou, ek kan mos nou, omdat ek weet dat a is, kan ek 1 en 2 vervang. So ek kan elke a met 'n min b vervang, so ons sê min 2, ek vervang die a, was dit met 'n min b, dan staan die mos nou eintlik 2 min b is gelyk aan min b, en dan beteken dit b is eintlik gelyk aan 1. Okay. En as ek b het, kan ek gaan a uitwerk, want min b is gelyk aan a, so min 1 is gelyk aan min a, né? Ag, min a. Ag nee, ekskuus, ek net gou vir uitvee. Onthou, b is gelyk aan 1, so is 1, so a is gelyk aan min 1. Ekskuus, daar is nou 'n dom fout. So laat ek my 3 punte, ek het a is min 1, ek het b as 1, en c kon ek afgelees het hierso vir my eie as af. So kom ons skryf gou al hierdie goedjies in. Ons het gesê f van x is gelyk aan, ons het a uitgewerk as min 1, x kwadraat, ons het b uitgewerk as 1, positiewe 1, en c kon ons aflees, so ons weet definitief hierdie is net min x kwadraat plus x plus c, en ons het bewys. 4 punte, 4 maklike punte, vervang net in. Ek gaan nou lekker skoon maak hierbo, wat ons na die volgende vragies toe gaan, skies, hier is nou baie inligting hier. Wat lekker is, as hulle vir jou sê wat die vergelyking is, dan kan jy altyd sien of jy korrek is. En dit help altyd, dat ek net gou 'n bietjie skoon maak. Ons weet hierdie x-waarde was 0,5. En dan gaan ons net gou hierdie uitwerk, bereken die lengte van SI. Bereken die lengte van SI, waar lê S? S lê hier, en hier lê I, so ek moet daardie lengte kry, so ek het die koördinaat van S nodig, ek het die koördinaat van I nodig. Nou S is 'n punt op die reguit lyn, het ek die reguit lyn? Ja, ek het hom net nou uitgewerk, weet nie of ek kan onthou nie, ek dink dit was oorspronklik I is gelyk aan X, was dit X plus 5? Ja, en onthou as ek 'n punt soek op die X-as, maak ek vir, dan sê ons 'n stel vir I gelyk aan 0, want dit is 'n punt op die X-as, so as ek vir I 0 maak, dan is x plus 5, so x gaan gelyk wees aan min 5, so ek weet hierdie x-waarde is min 5, en sy y is 0, okay, die y-waarde hierso, kom ons vir hierdie uit, dan vat ek die parabool, wat vir formule wat ek nou gehad het, ek gaan nou probeer onthou die kop uit, was dit y is gelyk aan min x kwadraat plus x, kom ons kyk het gou wat was dit plus 6, ja, plus 6, hierdie keer is, dis ook 'n punt op die x-as, so ek maak ook vir y0 hierso, ek gaan die minus uithaal, net om positief te maak, min x, min 6, ons gaan net in sy standaard vorm kry, x kwadraat min x min 6, ons gaan hom gou faktoriseer, x en x, ek dink dis min 3 en plus 2, so x is gelyk aan 'n positiewe 3 of x is gelyk aan min 2. Hierdie is nie van toepassing nie, want hulle in die positiewe kant van die x-as, so hierdie is definitief 'n 3. So wat gaan daardie afstand hier wees? Gaan 8 eenheid wees, so kom ons skryf dit net hier. So ek kan sê SI is gelyk aan, ons begin altyd, ons vat een punt minus die ander punt, kom ons begin by 3 minus 5, en dit gee vir ons 8 eenhede. Okay, bepaal die, kom ons maak eers 'n bietjie skoon weer. Vee al die goedjies uit. Wat is die volgende vraag? Bepaal die waardes van x. Hierdie enetjie hier, ag, gonna, ekskuusie.
bepaal die waardes van x, waarvan f van x minus g van x, kom ons skryf hier, waar f van x minus g van x, is dit kleiner en gelyk aan, of ja, kleiner en gelyk aan 0 is. Hierdie is eintlik baie eenvoudig, want dit is moeilik om af te lees so, behalwe as ek daai min gx oor my ongelykheid vat. Ek deel nie met hom nie, so gaan nie my teken verander nie. So eintlik vra hulle, waar is f van x kleiner en gelyk as g van x? So kleiner beteken onder. Waar is f van x onder g van x? Waar is f van x? Hier is f. Nou, daar kom hier van infinity af. Hy is heeltyd onder, tot en met daai punt, en dit is ook is gelyk aan. So van daai punt, hy is tot en met daai punt sy onder. En dan sy ook van daai punt af onder. So hoe skryf ek dit? Ek sal sê, x is kleiner en gelyk aan min 1, want dit is kleiner en gelyk aan min 1, of x is groter en gelyk aan, daar is min 1 en daar is 'n positiewe 1. Ja, so, en ek dink dit is korrek, kom ons skryf dit gou hierso. So ek sê dit is x kleiner en gelyk aan min 1, of x is groter en gelyk aan 1, want dit is al die waardes van hier af, tot by die 1 lê hy onder, en hy lê weer onder al die waardes van x van daar af. Okay, so ek dink daai maak so of sin. Kom ons vee net hierdie uit. Maak dit gou 'n bietjie skoon. Okay. Bereken die maksimum lengte van VW. Nou 'n paar goed wat ons hier moet onthou is, hierdie VW is parallel met dit. Okay, wat nogal belangrik is. So hulle sê bepaal die maksimum lengte van hom. Nou, wanneer ons die lengte van 'n lyn wil uitwerk, soos in die geval, vat jy altyd die boonste funksie en jy minus die onderste funksie. Kom ons kyk wat kry, en dit gaan vir jou 'n nuwe vergelyking skep. So kom ons vat die boonste minus die onderste ene. So ons gaan hier so skryf die y van v, daai punt daar, minus die y van w is gelyk aan die f van x minus die g van x. Ons trek altyd weer vergelykings vir mekaar af as die lengte soek. En hulle sê hierso, hulle soek, ek dink die vraag was, bereken die maksimum lengte van VW. Okay, wat is al sy maksimum lengte wees? So kom ons doen dit. Ek gaan net hier is gelyk aan 'n bietjie opskuif. Ek gaan nie weer daai skryf nie. Ek gaan net f van x minus g van x. Nou f van x het ons uitgewerk is min x kwadraat. En plus was dit plus 6, en dan minus ons die ander vergelyking. Ek hou van om hakies te gebruik, so dat 'n ou nie vergeet van hierdie minus nie. En kom ons vereenvoudig net 'n bietjie verder. Minus x minus 5, en as ek al daai vereenvoudig die minus x kwadraat bly, hierdie kanselleer uit, en hierdie word net 'n plus 1. Nou dink 'n bietjie, nou het ek eintlik 'n nuwe parabool gekry. Kyk, hierdie is ook 'n parabool, kan jy onthou in graad 10. Hy's net simmetries oor die y-as. Hy's 'n frowny face, en ons weet dat hy draai by 1. Daar is mos my y-afsnit. So hulle vra, wat is die maksimum lengte van VW? Die maksimum lengte van VW is die stukkie, die maksimum lengte is 1 eenheid. 1 eenheid, nou skryf ek nou eenheid so dom. 1 eenheid. Maar jy gaan dit moet wys, jy moet hierdie bewerking wys, as jy dalk wil vir 'n sketsie skryf, en dan wat ook al die geval mag wees, maar die antwoord moet jy in die einde skryf, dit tel net 3 punte.